Nou, ons maak klaar met ons reeks vandag en ek glo dit is seker die belangrikste vraag wat Jesus gevra het wat ons vanmôre na gaan kyk. En daarom wil ek julle vat na Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. Elke mens dra vrae in sy hart. Vrae wat jou snags wakker hou. Is ek genoeg? Kan God my nog gebruik? Kan ek ooit weer herstel word na dit wat ek gedoen het? Sal God my ooit weer kan vertrou? Sal ek myself weer ooit kan vertrou? Daar is dalk mense wat vanmôre in hierdie gebou sit, wat glimlag, maar diep binne hulle self dra hulle die gewig van skuld, dra hulle die gewig van skaamte, sommige dra die pyn van verkeerde besluite, en ander leef weer vir jare met die herinnering aan 'n oomblik wat hulle wens hulle kon terugvat. Ons leef in 'n wêreld wat mense ken aan hulle grootste mislukking. As jy bankrot is jy 'n mislukking. As jou huwelik verbrokkel het, is jy 'n mislukking. As jy geval het in sonde, onthou mense juis dit. Die wêreld gee jou etiket, maar Jesus kyk anders. Jesus sien verder as jou sonde. Jesus sien verder as jou verlede. Jesus sien verder as jou mislukking. Hy sien jou hart raak. En daarom vra Jesus nie vanoggend hoe groot is jou sonde, of hoe diep het jy geval, of waarom het jy my teleurgestel nie. Hy kyk vanmôre na jou hart, na my en jou, en hy vra die belangrikste vraag van jou lewe. En dis die vraag: het jy my lief? Het jy my lief? Ek glo hierdie is een van die mees belangrikste vrae wat Jesus gevra het. Want hierdie vraag bepaal nie net jou verlede nie, maar bepaal jou toekoms. En dis ook natuurlik ons laaste vraag in ons reeks. En dis nie toevallig nie, dis glad nie toevallig nie. Want al die ander vrae wat ons oor die afgelope 4 weke bespreek het, al daai vrae, uiteindelik lei hierheen. Want uiteindelik gaan die Christelike lewe nie oor kennis nie. Dit gaan nie oor ervaring of gawes of sukses of bediening of verhouding nie. Dit gaan alles oor ons reaksie op God se liefde in my en jou lewe. Dit gaan oor ons reaksie. A.W. Tozer het geskryf: the whole Christian life is a response to the love of God. En dis presies wat Johannes 21 vir ons wys. Nou die agtergrond, Jesus het uit die dood uit opgestaan, die kruis is leeg, die graf is leeg, die dood is oorwin, maar daar is nog een los draad wat Jesus wil aanspreek. Een los draad, een gebroke hart, een disipel, en dit is Petrus. Van al die disippels was Petrus waarskynlik die een wat die swaarste las gedra het, want hy het nie net Jesus verlaat nie, hy het nie net hom van 'n afstand gevolg nie, hy het hom verloon. En nie net 1 keer nie, maar 3 keer het hy hom verloon. En is werklik belangrik om vanmôre te verstaan hoe diep hierdie wond was, want Petrus se liefde vir Jesus was eg gewees. Dit was werklik gewees. Ons dink baie keer Petrus was oppervlakkig gewees. Ja, hy was impulsief. Ja, hy het vinnig gepraat. Hy het soms in emosie gereageer. Maar een ding kan niemand van Petrus af wegneem nie. Hy het werklik Jesus liefgehad. Hy was die eerste een wat uit die boot uit geklim het. Hy was die eerste een wat bely het in Matteus 16 vers 16. U is die Christus, die seun van die lewende God. Hy was bereid om sy swaard uit te trek om Jesus te verdedig. Sy probleem was nooit 'n gebrek aan liefde nie. Sy probleem was dat hy te veel op homself vertrou het. Te veel op homself vertrou het.
En hierin lê alreeds 'n waardevolle les vir my en vir jou. Ons grootste gevaar is nie dat ons Jesus te min liefhet nie. Ons grootste gevaar is dat ons baie keer meer dink van onsself as wat ons moet. Meer vertrou in onsself. Ons dink ons is sterker as wat ons werklik is. Spreuke 16 vers 18 waarsku ons, op hoogmoed volg ondergang en op selfverheffing volg die val. Luister na Petrus se woorde in Matteus 26 vers 33. Hy sê vir Jesus, al struikel almal voor u, ek sal nooit struikel nie. Kan jy die selfvertroue hoor? Die ander dalk, maar nie ek nie. Die ander disippels mag dalk faal, hulle mag dalk struikel, maar ek sal dit nooit doen nie. Ek sal hier nooit verloor nie. Ek sal nooit struikel nie. Ek sal nooit faal nie. Hy vergelyk homself met die ander disippels, hy plaas homself bo hulle, maar Jesus ken hom beter as wat hy homself ken. Jesus antwoord hom in Matteus 26 vers 34, hy sê, Amen, ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n haankraai 3 maal verloon. 3 maal verloon. En natuurlik glo Petrus dit nie, want hy dink hy ken sy eie hart, maar hoor wat sê Jeremia 17 vers 9 oor die mens se hart. Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Ons almal dink ons ken onsself, totdat die regte versoeking kom, totdat die druk begin groot raak, totdat die vrees toeslaan. Dis maklik om vir Jesus te volg wanneer dit goed gaan, baie maklik. Dis baie moeiliker wanneer dit jou iets kos. So terug na Petrus, daardie nag verander alles. Jesus word gearresteer, die disippels vlug en Petrus volg op 'n afstand. Petrus volg op 'n afstand. Is dit nie maar hoe baie van die Christene vandag leef nie? Hulle het Jesus nie heeltemal verlaat nie, maar hulle volg hom op 'n veilige afstand. Naby genoeg om hulle self Christene te noem, ver genoeg om nie uit te staan nie, ver genoeg om nie kritiek te ontvang nie, ver genoeg om nie gemaklik te bly nie, net ver genoeg. Petrus beland uiteindelik by hierdie kolevuur in sy lewe. Nou Johannes gebruik doelbewus hierdie detail wanneer hy dit met ons deel. Hy kan net sowel geskryf het, hy het homself warm gemaak by hierdie vuur, maar hy gebruik die woord, in die een vertaling gebruik hy die woord kolevuur of koolvuur of baie warm vuur. Waarom? Want daardie kolevuur sou altyd die plek van Petrus se grootste mislukking word. Sy grootste mislukking. Daar vra die diensmeisie vir hom, is jy nie ook een van die disippels nie? Is jy nie ook een van hierdie volgelinge nie? Petrus antwoord, ek is nie. Nog iemand vra, weer ontken hy dit. 'n derde keer vloek hy selfs, dat ek nie hierdie persoon ken nie, ek ken nie vir Jesus nie, ek is nie deel van hierdie groep nie. En toe kraai die haan. Lukas voeg 'n besonderheid by wat elke keer my diep tref. Lukas 22 vers 61. Die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. En Petrus het die woorde van die Here onthou, dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Kan jy jouself indink daardie oomblik? Geen woorde, geen preek nie, geen veroordeling nie, net 'n kyk na Petrus. Daardie oë vol waarheid, maar ook vol liefde. Petrus breek en hy hardloop uit en Lukas sê in vers 62 sê hy vir ons, hy sê en Petrus het buite toe gegaan en bitterlik geween. Ek wil hê jy moet verstaan dat hy nie geween het, dat hy nie gehuil het en uitgestorm het oor dat hy uitgevang is nie. Hy huil omdat hy besef het wie hy verloon het, dat hy Jesus Christus, die Messias, die Seun van die lewende God, dat hy hom verloon het. Dis die verskil tussen wêreldberou en goddelike berou. Die een huil oor gevolge, ek is uitgevang, en nou moet ek die gevolge dra, en die ander ene huil omdat dit God se hart gebreek het. Paulus skryf in 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God bewerk 'n inkeer wat tot verlossing lei en waaroor niemand ooit spyt is nie, maar wêreldse droefheid lei tot die dood. Ek dink die swaarste teleurstelling in 'n lewe is nie wanneer ander jou teleurstel nie. Dis nie wanneer ander jou teleurstel nie. Dis wanneer jy jouself teleurstel. Wanneer jy jouself teleurstel. Wanneer jy die een ding doen wat jy beloof het jy sal nooit doen nie.
Wanneer jy in daai sonde val wat jy gedink het jy het oorwin, wanneer jy terugval, wanneer jy struikel, wanneer jy val, ek glo dat selfs hier vanmôre in hierdie diens, dat die mense wat steeds getuister word deur goed wat 10, 20 jaar terug gelede gebeur het. Die mense rondom jou het dalk vergeet. Die mense rondom jou het dalk jou vergewe. God het jou dalk vergewe. Maar het jy jouself al vergewe? Het jy jouself al vergewe? Ek wonder of Petrus nie ook so gevoel het nie. Ek wonder hoeveel keer hy homself gevra het, hoe kon ek dit doen? Hoe kon ek dit doen? Hoe kon ek hom verloon? Hoe kan hy my ooit weer vertrou? En miskien is dit presies waar jy vandag is. Jy het nie vir Jesus met jou mond verloon nie, maar dalk met jou lewe. Dalk met jou lewe, met jou prioriteite, met kompromie wat jy gesluit het, met jou ongehoorsaamheid, met jou koue hart, met die sonde wat jy toegelaat het in jou lewe. En jy wonder vanmôre of daar nog hoop is. Maar dis waar die hart van die evangelie begin. Die evangelie begin nie waar goeie mense vir God wys hoe lief hulle hom het nie. Die evangelie begin waar gebroke mense ontdek hoe lief God hulle het. En is presies wat Petrus uiteindelik besef en ervaar. Want die opgestane Jesus gaan nie vir Petrus gaan soek om hom te veroordeel nie. Hy gaan soek om hom te herstel. Om hom te herstel. Soos die woord verklaar in Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus gaan soek nie 'n preekstoel nie, hy soek 'n persoon. Hy soek 'n verlore hart. Hy soek 'n gebroke siel. Ek persoonlik is so dankbaar vir Johannes 21 in die Bybel, dat hy daar is. Want as Johannes sy evangelie afgesluit het by hoofstuk 20, sou ons weet dat Jesus het opgestaan, ons sou weet dat hy die dood oorwin het, en ons sou weet dat hy aan sy disippels verskyn het. Maar ons sou nooit geweet het wat van Petrus geword het nie. As hy afgesluit het by hoofstuk 20, sou ons nooit geweet het wat met Petrus gebeur het nie. En ek dink dit is die doelbewus so geskryf en so geïnspireer deur die Heilige Gees. Want die Here wil hê ons moet verstaan dat die opstanding nie net oor 'n leë graf gaan nie, maar dit gaan oor herstelde mense. Die opgestane Jesus gaan nie na die tempel toe nie. Hy gaan nie eers na die tempel toe nie. Hy gaan nie na Pilatus toe en sê kyk ek leef nie. Hy gaan nie na die Fariseërs toe om hulle verkeerd te bewys nie. Hy gaan soek 'n gebroke disipel. Dis wat hy gaan doen. Hy gaan soek 'n gebroke disipel. Familie, is dit nie die hart van die evangelie nie? Is dit nie die hart van God nie? Ek wil hê jy moet hierdie waarheid vanoggend besef. Jesus loop nie weg van stikkende mense nie, hy loop juis na hulle toe. Jesus sê self in Markus 2 vers 17, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Dit is wie Jesus is. Hy is die goeie herder wat die een skaap gaan soek. Hy is die vader wat hardloop na sy verlore seun. Hy is die verlosser wat langs die see gaan sit en wag vir 'n Petrus wat dink sy lewe is verby. Dis wie hy is. Wanneer Johannes 21 begin, sê Petrus iets wat altyd my laat stil staan. Johannes 21 vers 3, hy sê hierdie woorde: ek gaan visvang. Ek gaan visvang. Dit klink heeltemal onskuldig. Maar onthou, visvang was Petrus se ou lewe gewees. Dit was sy ou lewe gewees. Dis waar Jesus hom 3 jaar van tevore geroep het. Dit laat my wonder of Petrus nie gedink het by homself, my bediening is verby. Ek het my kans verspeel. Ek is nie waardig om 'n disipel genoem te word nie. Daarom gaan hy terug na dit wat hy ken. Hoe dikwels doen ek en jy dit ook nie? Hoe dikwels doen ons nie presies dieselfde nie? Wanneer ons God teleurstel, begin ons dink, hy is klaar met ons. Ons trek onsself terug, ons bid minder, ons dien minder, ons aanbid minder, nie omdat God wegbeweeg het nie, maar omdat skaamte ons laat wegkruip het. En dis presies wat met Adam en Eva gebeur het. Die oomblik toe hulle gesondig het, was dit nie God wat weggekruip het nie, dit was hulle wat weggekruip het. Skaamte laat ons wegkruip. Sonde laat ons dink God wil nie meer met ons iets te doen hê nie. Maar die kruis bewys die teenoorgestelde. So terug na die viswaters. Die disippels vang die hele nag niks totdat Jesus op die strand staan en hy vul hulle nette weer. Presies soos 3 jaar van tevore. En hy herinner Petrus aan sy roeping.
Wanneer hy aan die wal kom, sien Petrus iets. Johannes skryf dit, Johannes 21 vers 9. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur en 'n vis wat daarop lê en ook brood. Net 2 keer gebruik Johannes hierdie woord koolvuur of kolevuur of warm vuur in sy evangelie. Nommer 1, die eerste plek is by die vuur waar Petrus Jesus verloon het. En die tweede plek is waar Jesus hom herstel. Familie, dis nie toevallig nie. Jesus herskep die toneel van Petrus se grootste mislukking. Sy grootste mislukking. Hy omskep hierdie hele toneel. Maar hierdie keer is dit anderste. Hierdie keer is Jesus op die toneel. Hierdie keer is Jesus betrokke. Hierdie keer is Jesus besig om te herstel. Want jy sien, Jesus herstel dikwels ons op die plek waar ons die seerste gekry het. Waar ons die seerste gekry het. Hy vat nie altyd die herinnering weg nie, maar hy verander die betekenis daarvan. Die plek van jou grootste pyn word baie keer die plek met die grootste getuienis. Die plek van jou grootste mislukking kan die plek word waar jy God se grootste genade ontdek. Paulus skryf in Romeine 5 vers 20, die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortredinge toegeneem het, maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Nadat hulle geëet het, breek Jesus die stilte. Ek dink dit was so ongemaklik geweest vir Petrus daar. Maar hy sê vir Petrus die volgende woorde, hy sê Simon, seun van Johannes. Hy noem hom nie Petrus nie. Hy noem hom nie Petrus nie, hy gebruik sy ou naam. Waarom? Want Petrus moes eers besef dat sy identiteit nie in sy eie kragte lê nie. Dan vra Jesus vir hom die vraag, het jy my waarlik lief? Hy vra nie, waarom het jy my verloon? Waar was jy? Hoe kon jy dit gedoen het nie? Hy vra die eenvoudige vraag, maar tog diepe vraag, het jy my lief? Het jy my lief? Hier lê die hart van die Christelike geloof. God het jou nie eers geroep om vir hom te werk nie, hy het jou geroep om hom lief te hê. Om hom lief te hê. Ons leef in 'n wêreld wat letterlik alles meet. Hoeveel geld, hoeveel prestasie, hoeveel volgeling, hoeveel sukses, en dit gebeur selfs in die kerk. Hoe groot is die gemeente, hoe is die bywoning, hoeveel bedieninge is daar, hoeveel programme het die kerk, ensovoorts. Maar Jesus meet anders. Jesus vra nie hoeveel het jy gedoen, of hoeveel het jy gegee, of hoeveel het jy bedien nie. Hy vra eenvoudig vanmôre vir my en vir jou, het jy my waarlik lief? Het jy my waarlik lief? Johannes gebruik 2 besonderse Griekse woorde in hierdie gedeelte, agape en phileo. Jesus vra aanvanklik vir hom, hy sê, het jy my agape lief? Met ander woorde, het jy my lief met 'n totale, onvoorwaardelike, allesomvattende liefde? Petrus se antwoord was phileo liefde. Met ander woorde, Here, U weet, ek het U innig lief as 'n vriend. Waarom dink jy is Petrus se antwoord so vreemd? Ek dink die trotse Petrus van Matteus 26 is uiteindelik weg. Hy waag nie meer om groot beloftes te maak nie. Hy weet nou hoe swak hy is in homself. Hy sê as te ware, Here, ek durf nie meer sê ek is sterker as wat ek is nie, maar U weet dat ek U opreg lief het. 'n derde keer daal Jesus af na Petrus se woord en hy vra vir hom, Petrus, het jy my dan so lief? Dit breek totaal en al Petrus. Nie omdat Jesus hom probeer verneder nie, maar omdat Jesus hom ontmoet presies waar hy is. Presies waar hy is. Wat 'n troos. Jesus wag nie totdat ons perfekte liefde het voordat hy ons gebruik nie. Hy begin met eerlike liefde, hy begin met opregte liefde, met 'n hart wat sê, Here, ek is nie alles wat ek behoort te wees nie, maar U weet ek behoort aan U en ek is lief vir U. En familie, een ding wat ons moet vanmôre besef is, liefde kom voor bediening. Na elke antwoord sê Jesus, laat my lammers wy, pas my skape op, laat my skape wy. Let op die volgorde wat hy sê, eers liefde en dan bediening. Eers liefde en dan bediening. Ons draai dikwels dit om. Ons dink as ons genoeg doen, genoeg dien, genoeg presteer, genoeg gee, sal Jesus uiteindelik tevrede wees met ons. Nee. Bediening vloei uit liefde. Gehoorsaamheid vloei uit liefde. Heiligmaking vloei uit liefde.
Jesus het reeds gesê in Johannes 14 vers 15, hy sê as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hy sê nie as julle my gebooie bewaar, sal ek julle lief hê nie. Nee, liefde kom eerste en gehoorsaamheid is die vrug daarvan. Martin Luther het geskryf, God doesn't need your good works, but your neighbor does. Your neighbor does. Ons dien nie om God se liefde te verdien nie, ons dien omdat ons reeds daarin leef. Familie, daar's 'n groot gevaar van 'n godsdiens sonder liefde. Die kerk in Efese was indrukwekkend geweest. Hulle het suiwer leer gehad, hulle het hard gewerk, hulle het volhard, hulle het oor die algemeen baie goed gedoen. Maar Jesus sê juis vir hulle in Openbaring 2 vers 4, hy sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hoe tragies. Jy kan wat ook al wees in hierdie wêreld, en nog steeds nie verlief wees op Jesus nie. Jy kan aktief wees, maar geestelik koud. Jy kan elke Sondag in die kerk sit en tog jou eerste liefde verloor het. A.W. Tozer stel dit so, hy sê, it is possible to serve Christ without loving him, but it's impossible to love Christ without serving him. Dit sny diep in my en jou hart, want Jesus soek nie eerstens werkers nie. Hy soek aanbidders. Hy soek mense wie se harte gerig is op hom en wat aan hom behoort. So familie, wat beteken dit om Jesus lief te hê? Baie belangrik. Dis nie net 'n emosie nie. Dis nie net 'n emosie nie. Liefde vir Jesus word sigbaar in gehoorsaamheid, nie uit dwang nie, maar uit vreugde. In aanbidding, nie net op 'n Sondag nie, maar elke liewe dag van die week. 'n Lewe wat sê, Here, alles behoort aan U. Romeine 12 vers 1 noem dit 'n lewende offer. In diensbaarheid. As jy Jesus liefhet, sal mense dit sien hoe jy ander mense hanteer. Jy kan nie die hoof lief hê en sy liggaam ignoreer nie. Ek sê dit weer, jy kan nie die hoof lief hê en sy liggaam ignoreer nie. En natuurlik ook ons toewyding. Jesus eindig die gesprek met 2 eenvoudige woorde: volg my. Volg my. Dis uiteindelik wat liefde doen. Liefde volg, liefde vertrou, liefde gee oor. Die grootste wonder van Johannes 21 is nie dat Petrus herstel is nie. Die grootste wonder is dat Jesus, nadat hy hom herstel het, hom steeds roep. Die man wat vir 'n diensmeisie bang was, wat bang was om die waarheid te verkondig, word die man wat op Pinksterdag voor duisende staan. Die man wat gefaal het, word die leier van die vroeë kerk. Waarom? Omdat genade altyd groter is as jou verlede. Mense onthou jou mislukkings. Die duiwel herinner jou aan jou sonde. Jy onthou jou grootste foute, maar Jesus, hy sien jou roeping raak. Hy sien die man of vrou wat jy deur sy genade kan word. Charles Spurgeon het eendag gesê, God is more willing to forgive than we are to be forgiven. Wat 'n ongelooflike troos is dit nie vir my en vir jou nie. So ten slotte, miskien het jy vanoggend ingekom met skuld op jou hart. Miskien het jy ingekom met skaamte. Miskien dink jy God kan jou nie meer gebruik nie. Maar luister wat Jesus vandag vir my en vir jou vra. Jesus vra nie, het jy al nooit gefaal nie. Hy vra nie, het jy alles reg gedoen nie. Hy vra nie, hoekom het jy my teleurgestel of my hart gebreek nie. Hy vra die belangrike vraag vir my en vir jou, het jy my lief? Dis wat hy vra. Dis wat hy kom klop in jou hart se deur vanmôre. Het jy my waarlik lief? En miskien soos Petrus voel jy nie meer so selfversekerd soos vroeër nie. Jy het nie meer groot woorde nie. Jy het nie meer indrukwekkende beloftes nie, maar wat jy het is die woorde van Petrus. Johannes 21 vers 17, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Ek wil hê jy moet weet en besef vanmôre dat Jesus is nie klaar met jou nie. Jesus het nie opgegee op jou nie. Al wat hy vra van jou en my is, volg my. Volg my. Familie, die wêreld verkondig en sê, jy is wat jy gedoen het. Jesus sê, jy is iemand vir wie ek gesterf het. Jesus sê, my genade definieer jou. Die wêreld sê, jou mislukking definieer jou. Die wêreld kyk terug, Jesus kyk vorentoe. Hy sien nie net Simon nie, hy sien vir Petrus.
Hy sien nie net 'n verlorenaar nie, hy sien 'n prediker. Hy sien nie net 'n gebroke man nie, hy sien 'n rots waarop hy sy kerk sal bou. Dieselfde Jesus kyk vandag en vanmôre na jou toe, en hy ken elke sonde. Hy ken elke traan, hy ken elke geheim, hy ken elke mislukking, hy ken alles van my en jou. En tog vra hy die belangrikste vraag van jou lewe, het jy my lief? Wanneer daardie antwoord opreg uit ons hart kom, maak nie saak hoe gebroken ons verlede is nie. Christus is groter, sy liefde is dieper en sy roeping is steeds lewend in my en jou lewe. En wanneer jy ja sê op sy vraag, ja Here, dan sê hy eenvoudig vandag vir my en vir jou, volg my. Volg my. Mag hierdie nie net die laaste vraag van ons reeks wees nie, maar mag dit 'n vraag wees wat ons elke dag antwoord, opreg antwoord. Mag ons ook soos Petrus antwoord, Here Jesus, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. U weet dat ek U liefhet. Mag dit ons antwoord wees, opreg, eerlik, en mag ons daarvolgens lewe. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Terwyl al die oë gesluit is, Jesus sê vir die gemeente in Efesië, hy sê, ek het een ding teen julle, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dalk is jy op 'n plek in jou lewe, waar jy ook dit besef. Besef dat iewers along the line het jy jou eerste liefde verloor. Jou liefde het koud geraak. En vanmôre kom klop die Here aan jou deur en hy kom vra vir jou, hierdie diep vraag is, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Maak nie saak waar jy is nie. Hy is die herder wat die een skaap gaan soek. Hy is die pa wat na sy seun, sy verlore seun hardloop. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is die een wat my en jou herstel. En hy is vir Petrus herstel en hy sal jou herstel. Al wat jy moet doen vanmôre is sê, Here, hier is ek. Hier is ek. So Here, ons kom vanmôre na U toe en ons kom sê dankie vir hierdie woord. Dankie vir die waarheid. Dankie dat U met ons direk praat. Dat ons besef dat ons ook baie keer soos Petrus is. Dat ons dalk nie met ons mond U verloon het nie, maar met ons lewe, met ons prioriteite, met ons gedagtes, met ons fisiese lewe daar buite. Dalk het ons U verloon daarmee. Here, dankie dat dit nie die einde is nie. Dankie dat ons vanmôre kan terugkom na 'n plek toe waar U ons herstel. Op 'n plek wat U ons kom nuut vestig en nuut maak. En Here, ek glo met my hele hart dat U vra die vraag vir elkeen vanmôre in hierdie gebou en selfs die mense wat aanlyn ingeskakel is. U vra die vraag, het jy my lief? Want dis die begin van alles. Dis die begin van alles. Mag ons dit antwoord soos Petrus. Here Jesus, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Mag dit ons antwoord wees. Mag dit ons eerlike en intieme antwoord wees. En Here, mag ons asseblief daarvolgens lewe. Waar ook al ons gaan, by ons werksplekke, by die skool, by die universiteite, waar ook al ons gaan, mag ons die liefde vir U uitleef. Mag mense dit sien, mag mense dit beleef. Wanneer mense te doen het met ons, mag hulle U liefde ervaar. Nie menslike liefde nie, maar U liefde, die goddelike liefde wat U in ons harte kom uitstort. So Here, mag U saam met ons wees in hierdie week. Mag ons daardie liefde uitleef. Mag U ons herstel, mag U ons nuut maak en mag ons volkome vir U leef. Mag ons volkome vir U leef. Mag U saam met ons wees, Here, en mag U al die eer en lof ontvang, want U is waardig om geloof en prys te word. U is ons koning, U is ons verlosser, U is die een wat saak maak. U is ons koning en ons is lief vir U met alles in ons. Dankie Jesus. In Jesus se naam bid ek dit en almal sê saam. Amen.